Goeiemôre geliefde, welkom saam met my hier op 'n pragtige herfsoggend op Gamtoos, waar ons my boetie se 60ste verjaarsdag vier. Nou ek dink daar's een ding wat Paulus vir ons vertel. Hy vertel vir ons hoe wonderlik dit sal wees by God in die hemel. Dink net daaraan, as jy swaar kry van hierdie aardse lewe verby is. Maar kom ons kyk, wat sê hy vir ons daarvan? As ons gaan blaai in 1 Korintiërs 5, gaan lees die hele gedeelte. Vers 9 sê, daarom, of ons reeds inwoon, of nog nie inwoon nie, streef ons daarna om vir hom welgevallig te wees. Vorige vertaling sê, om te lewe soos hy dit wil. Dink daaraan, ons gaan die stikkenheid van hierdie wêreld met sy siekte, sy dood, sy gebrek, sy geweld, sy ongeluk agterlaat, om vir ewig naby God te lewe. En dit behoort enige gelowige so haastig te maak, dat hy nie kan wag vir die groot oomblik, om by God te wees nie. Ek dink ons is almal oorweldig met die Paus se dood, en dit wat ons hierdie hele tyd op sosiale media en ook al gesien het, die voorbereiding daarvan. Tog is ons op die oomblik nog, soos Paulus sê, aan hierdie aardse liggaam gebonde. Al weet ons dat dit baie wonderlik en volmaak in die hemel gaan wees, wil nie een van ons vandag regtig doodgaan nie. Maar Paulus sê eintlik, maak dit nie saak nie. Want of jy nou in die hemel al is, of jy nou nog op aarde is, behoort ek en jy presies deur dieselfde motief gekenmerk te word. In alles net te lewe, soos God dit wil. En die vraag van môre, geliefde, vir my en vir jou, is hoeveel van ons kan dit regtig sê? Is dit regtig die hoofmotief van jou lewe? Wat jou totale bestaan bepaal? Soek jy in alles net een ding, en dit is om God se wil te doen. Kom ek en jy hoor dit vanmôre weer. Dit behoort eintlik so te wees.
Here, ek weet dat U die beste weet en dat U wil vir my lewe volmaak is. Tog doen ek so dikwels die verkeerde wat teen U wil is. Vergewe asseblief, Here. Hoor my gebed. Laat U wil in my lewe geskied. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê. En as dit sy wil is, môreoggend